Ons het laasweek gesels oor die tema Blood, Sweat and Tears. Vir julle wat nie hier was nie, kry asseblief die opname. Ek gaan al gou my toeltjie vir die ek het hom vergeet. Die Blood, Sweat and Tears gaan oor die feit dat die bloed van Jesus en die sweet van Jesus geval het sodat ons, sodat ons nie hoef te huil nie. The blood and the sweat of Christ came so that we did not have to shed tears. So ek wil jou aanmoedig gaan luister daarna, want vandag het ek die onderleiding van die Heilige Gees gevoel, ek wil net bietjie verder aangaan. Ons hoofskrif van laasweek was, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. This is the new covenant in my blood. En vandag wil ek bietjie praat oor die verbond. Die nuwe verbond wat Jesus vir ons kom vestig het deur die feit dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. As ons nie die verskil tussen die ou verbond en die nuwe verbond verstaan nie, sal ons wees soos iemand wat skatryk is, maar salig onbewus daarvan is en deur die lewe gaan in armoede en in stryd en in las. Om die nuwe verbond te verstaan is dit wat jou vry maak om jou lewe te kan geniet en om jou verhouding met Jesus te kan geniet. Jy sien, as ons kyk na hierdie prentjie, is dit baie belangrik om te sien dat daar is twee keuses. Ons kan na die ou verbond toe gaan of ons kan na die nuwe verbond toe gaan. Die probleem met vandag se kerk is, en dieselfde probleem as wat Paulus met die Galasiërs gehad het, was dat hulle die verbond wou meng. Hulle wou sekere gedeeltes van die ou verbond en die gebruike van die ou verbond wou hulle nog steeds onderhou terwyl hulle in die nuwe verbond staan onder dit wat Jesus Christus gedoen het. En Paulus het vir hulle gesê, dit is nie moontlik nie. Gaan lees, die hele boek Galasiërs gaan oor hierdie ding, dat daar kan nie 'n vermenging van die verbond wees nie. Jy kan nie met een voet in die een verbond staan en die ander voet in die ander verbond staan nie. Daar's twee keuses. Jy sien daar as jy reguit gaan. Nee, as jy nie kies nie. Waartoe gaan jy? Nêrens. Jy kan nie kies nie. Ons moet 'n lyn trek en sê ek kies om te glo dat dit wat Jesus vir my gedoen het, dat hierdie nuwe verbond wat in sy bloed geseël was, vir my is, en om te verstaan wat is die effek van hierdie verbond in ons lewens. Ons eerste skrif is in Lukas 10:25. One day an expert in religious law stood up to test Jesus by asking him this question, Teacher, what should I do to inherit the eternal life? Nou, ek wil net gou stil staan by die eternal life, ewigheid. Ons verstaan onder die term, ons kom tot bekering. Ons verstaan die term, ons gee ons lewens vir Jesus, of ons gee ons hart vir Jesus. Dit is termes wat ons gebruik, maar alles kom neer op die vraag wat hier gevra word is, what must I do to inherit eternal life? Want wanneer ek my lewe vir die Here gee, wanneer ek my hart vir Jesus gee, wanneer ek my geloof in Jesus plaas, sê dit soos wat jy wil, dan beerf jy die ewige lewe. En saam met ewige lewe gaan die woord salvation. Salvation in die skrif, in die vertaling sozo, kom plus minus net so bietjie meer as 100 keer voor in die Bybel. Nou sozo verwys nie net na salvation in een area of aspek van jou lewe nie. Die woord sozo is 'n holistiese, omvattende salvation. Met ander woorde, what must I do in order to be healed, mind, body, soul and spirit? What must I do to inherit the eternal life? Dis die vraag wat hierdie man vra, maar hierdie ou het
gekom en ons sien dat hy is 'n skrifgeleerde en hy is 'n expert in religious law. So hy het eintlik gekom om Jesus te kom toets oor wat sê Jesus oor die wet. Die evangelies wat ons in die Bybel kry, Matteus, Mark, Matteus, Lukas, Johannes, die eerste 4 boeke van die Bybel, is in die Nuwe Testament, maar ons moet verstaan dat dit wat jy daar lees in daai boeke is nog deel van die Ou Testament. Maak dit vir jou sin. Dit is geskryf in die Nuwe Testament van die Bybel, in die kant van die Bybel, maar dit was deel van die Ou Testament, want Jesus het gekom en hy het eers aan die einde van hierdie boeke sy lewe gegee waar die nuwe verbond geseël was in sy bloed. So ons lees dat die evangelies deel was van die ou verbond en Jesus kom en hy stel homself voor as die middelaar tussen die ou en die nuwe. Jesus sê vir hulle, julle het gehoor dat die skrif sê, dat is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hy sê, maar ek kom met 'n ander boodskap. Jesus het nie gekom om die wet nuttig te verklaar nie. Jesus het gekom om die wet te vervul. So die wet was nie weggedoen nie, die wet was nie uitgemaak as sleg nie, die wet was nie uitgemaak as die anti-kris nie, die wet het Jesus Christus gekom as die middelaar en hy het dit kom vervul. Dit wil ek bysê dat die werk van Jesus was nie 'n tipe van 'n addendum wat gedoen was aan die vorige verbond. 'n Addendum beteken, daar is iets wat ons verander aan die addendum, maar alles voor dit bly presies dieselfde. So Jesus se werk was nie 'n addendum op 'n verbond nie. Jesus se werk was die verklaring van 'n nuwe verbond en hy kon dit alleenlik gedoen het omdat hy die verbond van die Ou Testament vervul het en daarom kon hy kom en 'n aankondiging maak van hier is 'n nuwe verbond waarin julle leef. En Paulus beskryf dit as 'n beter verbond. Die ou verbond was vol van dit wat jy moet en dit wat jy nie moet doen nie. Die nuwe verbond gaan alles oor wat God reeds gedoen het. Die fokus word afgehaal van wat jy moet doen en nie moet doen nie, en die fokus word gewysig na dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Die ou verbond is vol vereistes, maar geen voorsiening. In Engels, the old covenant is full of demands, but no supplies. Die nuwe verbond is vol voorsiening vir dit wat ons nodig het. Dit gaan nie oor opdragte nie, dit gaan oor dit wat Sesel oor gepraat het, verhouding met God. En dat ons nie in verhouding met God kan leef as ons nie glo in dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het nie. Jy sien hierdie vraag wat hierdie man vra, as 'n skrifgeleerde is duidelik dat hy afhanklik is van sy werk, van dit wat hy moet doen. Want hy sê, teacher, what should I do to inherit the kingdom? What must I do to inherit? En wie van julle kan vir my sê, wat moet jy doen om te erf? Niks. Hilgard is die sterleerling vanmôre, hy is eerste met die antwoorde. Jy moet niks, wat moet jy doen om te erf? Jy kan niks doen om te erf nie. Jy word in 'n testament, jou naam word in 'n testament opgeskryf, omdat jy 'n familielid is of 'n genomineerde ontvanger van dit wat oorbly. Dit kom na jou toe, jy het nie aandeel daaraan gehad nie. Jy is gekies deur die een wie die testament geskryf het. So die antwoord is, jy kan niks doen om te erf nie, behalwe in ons geval in die Nuwe Testament, al wat jy doen is glo. Want dan sê jy, deur jou geloof, is jy 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam van dit wat Jesus sin is, wat aan Jesus behoort. Jy's 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam. So die antwoord is eintlik, ons kan niks doen om te erf, behalwe om te glo in dit wat Jesus Christus gedoen het nie.
Deuteronomium 12 vers 21 sê, I will give you the days of heaven here on earth. Jy sien, die ding wat ons moet verstaan is dat eternal life does not start when you die. Eternal life started when he died. Eternal life does not start when you die. Eternal life started when Christ died and you believed in what he did. Sozo, salvation, volledige, holistiese heelmaking, gesondmaking van jou gees, siel en jou liggaam. Hoekom dink jy sal die Here jou gees, siel en liggaam wil gesond maak net om jou hemel toe te vat? Want as dit die ewige lewe was. Die ewige lewe begin wanneer jy jou geloof in Jesus plaas en salvation word jou deel as 'n nuwe verbonds koninkryks citizen, het jy toegang tot die genesing van dit wat Jesus gedoen het en jy word gesond gemaak, gees, siel en liggaam om wat te doen? Om hier op aarde jou lewe te kan geniet. Salvation is not only for going to heaven. Wie wil hemel toe gaan? Ons almal wil. As jy nie nou jou hand opgesteek en jy kom sien my na die tyd. Ons almal wil. Ons almal wil. Maar ons baie keer verloor die sprankel van die lewe, omdat ons net eendag wag om na Jesus toe te gaan, terwyl salvation gekom het, om ons hier 'n goeie rit te gee, to give you a good journey on your way to heaven. Dis wonderlik om te weet, Jesus kom weer. Dit is waarvan die Bybel praat, dit is vir ons hoop, dat Jesus kom weer. Maar ons kan nie gaan sit in 'n toestand en in 'n plek waar ons opgee, omdat ons dink daar's nie hoop hier op aarde nie. Salvation began, your eternal life began when Jesus died, not when you die. So begin nou met 'n ewigheidslewe van salvation, van eternal life, van heelmaking. Jy sien, dit is hoekom die verbond en die verstaan van die verbond so belangrik is. Want solank jy in die ou verbond verstaan, dan dink jy, ek moet sekere goed doen om te kan ontvang. Ek moet sekere goed sê om te kan ontvang, terwyl Jesus met 'n nuwe verbond gekom het en gesê het, ek het jou 'n erfgenaam gemaak, ek het jou deel van my familie gemaak, ek het vir jou gegee alles wat jy nodig het, sodat jy na gees, siel en liggaam gesond kan wees, sodat jy hier op aarde jou lewe kan geniet en selfs ander mense om jou se lewens beter kan maak met die gawe wat binne in jou is. Dit is vir nou, om te verstaan dat die Heilige Gees jou toegerus het om hier op aarde 'n lewe van vryheid onder die nuwe verbond te lees. Wil jy gou 'n journey vat? Lukas 10:26, Jesus replied, what does the law of Moses say? How do you read it? Ek wil gou 'n prent skets tussen die ou en die nuwe verbond. Ons ken Moses se storie. Hy is 40 jaar in die woestyn. 40 jaar wat hy voorberei was vir sy taak om die Israeliete te gaan red uit Egipte, en hy word die taak gegee om 3 miljoen mense op 'n uitstappie te vat waarop hulle eintlik nie wil gaan nie. Né? Dink jy dit was nice? Dis erg genoeg om tieners na 'n plek toe te vat waar hulle nie wil wees nie. Dink aan 3 miljoen mense wat nie wil kamp nie, en hy moet hulle lei om te gaan kamp. En ons verstaan wat in die woestyn gebeur het, dat dit moeilik was, dat hulle die punt gemis het, dat hulle vir 40 jaar rondgedwaal het, en hulle kom op 'n plek waar die volk teenstrydig raak, en hulle sê vir Moses, we want to do it our way, en ons ken die verhaal, Moses gaan op die berg om die wet te gaan haal, en hy kom van die berg af, en die Bybel sê, sy gesig het geglans, en hy was vol heerlikheid, né? Dat die mense nie vir hom kon kyk nie, dit wat Sisel ook nou genoem het. En terwyl hy daarbo was met hierdie skryf van die wette op die klip, het Moses vir God gevra, Here, wys my u heerlikheid, show me your glory. Die Here deny hom dit, en hy sê, I will allow my goodness to pass you by. Daar's twee goed wat Moses wou hê,
terwyl hy onder die ou verbond geleef het. Twee goed, hy wou God se heerlikheid sien, he wanted to see God's glory, and he wanted to see the promised land. Ek meen, dis hoekom hulle getoer het. Hulle was op pad na die beloofde land toe, na God se belofte toe. Dis die twee goed wat hy wou sien, maar omdat hy gefouteer het, en as jy skuldig is aan een van die wette, sê die Bybel, is jy skuldig aan almal. So Moses was ongehoorsaam, en as gevolg van sy ongehoorsaamheid, kry hy nie die heerlikheid van God gesien nie, en ons ken die storie, hy kry ook nie die beloofde land gesien nie. Bitter hartseer. God hou Moses in sy agterkop, as ek dit so kan sê, tot en met Matteus 17. Die Engels praat van the Mount of Transfiguration, waar Moses en Elia afkom, en Jesus op hierdie berg verskyn, en die Bybel sê, that God revealed his glory to Moses. Dit was nie 'n rookwolk nie, dit was nie 'n manifestasie, wat uit 'n klip uitgekom het nie, die Bybel sê, Moses beheld the glory when he saw Christ. So onder die ou verbond was hy verbied om die heerlikheid van God te sien, maar God onthou Moses en hy sê, ek gaan tog vir jou gee wat jy wil, maar ek gaan dit nie vir jou onder die ou verbond kan gee nie, maar ek sal jou in die nuwe verbond inbring, waar Jesus die heerlikheid van God is, en ek sal jou sy gesig wys on the Mount of Transfiguration. Moses se begeerte kom waar. Die ander ding wat hy wou sien is die beloofde land. Jesus wys hom die koninkryk. Hy sien Jesus, en hy sien wat Korintiërs beskryf as die hoeksteen van die liggaam van Christus. Hy sien die een waarin opgesluit is alles, ja en amen, dit wat ons nodig het. So hy wys Moses sy heerlikheid, en hy wys hom die koninkryk, en hy sien hierdie is die beloofde land wat nou kom. Dis nie 'n geografiese posisie van 'n dorp of 'n plek nie, dis die nuwe koninkryk, die nuwe Jerusalem, die kerk, die eklesia, almal wat aan hom behoort, word die liggaam van Christus, en hy wys vir Moses onder die nuwe verbond, wat hy nie vir hom onder die ou verbond kon wys nie. Die heerlikheid en die koninkryk. Nou het ek en jy die voorreg wat Moses gehad het. 2 Korintiërs 3:18, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as the Spirit of the Lord. Moses kon nie hierdie in die ou verbond doen nie. In die nuwe verbond sê die Bybel, ons het die voorreg, with unveiled faces, without pretense, in all honesty, we have the privilege of beholding as in a mirror the Lord. So what I say is, if you want to see God's glory, just look to Jesus. You cannot find God's glory, you cannot find God's healing, you cannot find God's provision, you cannot find God's anything you need in upholding laws or trying to earn anything from God. You can only look to Jesus, the author and the finisher of your faith. As jy na hom kyk, dan sê die Bybel, you are being transformed in the image and the likeness of Christ. As jy dink, daar's fout met jou, hou aan na Jesus kyk, hy maak die foute reg. Dit lê nie in jou vermoëns nie, dit lê nie in jou talente nie, dit lê nie in jou selfdissipline nie. Ja, seker, ons het 'n deel daaraan, waaraan ons moet doen, maar ons het nie die krag in ons eie vermoë om reg te leef nie. Net Jesus het die wet vervul, en daarom is dit net Jesus wat deur jou lewe reg kan leef. Om jou oë op hom gefestig te hou, sê die Bybel, gaan maak dat jy van heerlikheid na heerlikheid verander en ontwikkel, jou binneste verander, want weet jy hoekom? Die koninkryk van God is binne in jou. You are the kingdom. En alles wat in die koninkryk is, behoort aan jou. Jy is 'n deel van die
koninkryk van God. En as jy iets soek, lê dit nie daar buite nie. Dit lê nie in werke nie, dit lê nie in enige godsdienstige gebruike nie. Dit lê net in hierdie een ding, om te vlug na Jesus toe, om te kyk na hom, om jou oë op hom gefestig te hou, want dit is die nuwe verbond, dat jy in sy teenwoordigheid kan leef. Weet jy wat is vir my mooi? With unveiled face beteken in eerlikheid. Om met eerlikheid na Jesus te kyk. Jy sien, godsdiens leer jou, as jy bewus is van 'n fout in jou lewe, as jy gediskwalifiseer, kan nie na Jesus kyk nie. Want jou sonde is groter as Jesus. Is dit die waarheid? Nee. Al het jy foute, al het jy tekortkominge, al het jy 'n kort lont, of 'n kortie meer, al praat jy Frans met die taksies en jy is nie 'n Fransman nie, jy kan nog steeds, with unveiled face, na Jesus kyk, want die oplossing lê in hom. Jou antwoord lê in hom. Jy hoef nie volmaak te wees voor jy deel word van die nuwe verbond nie. Dis die nuwe verbond wat jou volmaak maak om deel te wees van Jesus. Jy sien, ons het dit omgedraai. Ons probeer volmaak wees om na die tafel van die Here toe te gaan. Ek was al baie in kerke waar hulle sê, weet jy wat, ondersoek jou hart. Kyk gou eers of daar nie sonde in jou lewe is nie. Want as jy sonde het, kan jy nie deel hê aan dit wat Jesus gedoen het nie. Het jy al gehoor? Né? Klink dit vir jou reg? As jy nie na die tafel toe gaan met jou sonde, met dit wat jy probeer wegsteek nie, met dit wat jou pla, as jy nie na die tafel toe kan gaan met dit nie, dan is daar nie vir jou hoop nie, want daar's nêrens en niks anders wat jy kan doen, wat vir jou vergifnis kan gee vir jou sondes, behalwe deur om te hardloop na die nuwe verbond toe, na dit wat Jesus gedoen het. Hy het jou sonde in die beker geneem, in die tuin, en hy het dit gedrink, hy het sonde geword, sodat jy die geregtigheid van God in Jesus kan word. Die ou verbond is verby. Jy kan nie met een voet daar staan en 'n ander voet daar staan nie. Ons hardloop na die nuwe verbond toe. Ons hardloop na Jesus toe. Ons hardloop na dit wat Jesus gedoen het, want dit is die enigste oplossing. Ek het hom begin. 2 Korintiërs 3:15-16. But even this day, when Moses is read, a veil lies on their hearts. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Wat hy sê is, as jy die Here en God probeer dien, deur die ou verbond, is daar 'n sluier oor jou oë, oor jou gesig. Maar hy sê, when one turns to the Lord, when one turns to the new covenant, when one turns to what Jesus has already completed and done, hy sê dan, the veil is taken away. Baie mense sien net in die veil vas. En dit is hoekom jy baie mense kry wat nie 'n positiewe woord het om te sê nie. Want solank as wat jy in die veil vaskyk, sien jy nie die heerlikheid van God nie. Jy sien nie jou toekoms in die perspektief van dit wat Jesus sien nie. Jy sien nie jou familie in die perspektief van dit wat Jesus sien nie, want jy kyk in die wet vas, jy kyk in die veil vas, jy kyk in die beperkings vas, jy kyk in jou eie swakhede vas, jy kyk in jou eie beperkings vas, terwyl Jesus, as jy na hom kyk, haal hy hierdie veil af, en dan gaan dit nie meer oor wat jy doen nie, dit gaan oor wat hy gedoen het. Jy sien nie meer, jy kyk nie meer na jouself nie, jy kyk nou na hom, die volëinder van jou geloof. Is julle okay? Okay. Ek gaan nou nie hierdie hele storie lees nie, want dit is 'n lang storie. Maar julle ken die storie. Oor hierdie man wat getravel het, toe vang die diewe hom, toe slat hulle vir hom, toe vat hulle sy goed,
En hy het seer gekry en het langs die pad gelê. En die Bybel sê, daar het 'n priester verbygekom. Priester is 'n wetsgeleerde. En hy het gekyk na die man wat seer gekry het, wat gewond was, wat beroof was, wat arm was, wat vol bloed was. En hy sê hy het oor die pad gestap en aan die ander kant verbygegaan en aanbeweeg. Tweedens kom daar 'n leviet. 'n Leviet het die priesters gehelp in die tempel. Hulle was ook goed toegerus, die wet. Dieselfde ding gebeur, hy stap verby aan die ander kant van die pad. Met ander woorde, hy kon nie hulp verleen nie. Hulle was albei wetsgeleerdes. The law is full of demands, but it has no supplies. The law is full of demands, but it has no supplies. Hier is bewys hierin dat die wetsgeleerdes nie 'n oplossing gehad het vir die man wat seer gekry het, wat beroof was en wat langs die pad geplunder was nie. Daar was nie in hulle arginaal of in hulle denkpatroon was daar nie 'n oplossing vir hulle nie. Toe kom daar 'n Samaritaan. 'n Samaritaan in die tyd van Jesus was mense waar die Jode het eintlik neergekyk op die Samaritane. Daar was nie oorlog tussen hulle nie, maar dit was soos die een kant van die treinspoor en die ander kant van die treinspoor. Ek kan nou nie dorpe noem nie, want dan nou kom jy daarvan af en dan is jy nou kwaad vir my. Maar jy kry mense wat dink, daai mense is van die ander kant die treinspoor. Né? Dit was die Jode en die Samaritane se ooreenkoms in hulle lewens. Maar dit is hy, die Samaritaan, die een wat hulle dit die minste van verwag het, wat gestop het. En kyk wat doen hierdie ou. Ek weet nie hoekom hy dit doen nie, want ek verstaan nie medicine nie, maar hierdie maak nie vir my sin, ek dink vir enigiemand, maar hy gooi wyn en olie op die ou uit. Ek dink dalk bietjie Dettol, of ek weet nie, asyn, something, maar hy vat wyn en olie, en hy gooi, en hy maak hierdie ou, smeer hom met hierdie olie, en wyn en olie verteenwoordig wat? Die bloed van Jesus Christus. Christus beeld 'n verbond uit in hierdie storieetjie. Hy sê, die heerlikheid, the oil, the anointing. Hy sê, hy maak hom gesond met die heerlikheid van God. Hy maak hom gesond met die bloed van Jesus. Dan vat hy hom en hy sit hom op sy eie dier. En hy gaan boek hom in. En hy sê vir die mense daar, hy sê, ek moet nou gaan, maar alles wat dit kos om hierdie man gesond te maak en om aan die lewe te hou, jy doen dit, op pad terug sal ek seker maak, ek betaal alles wat nodig is. Jy sien, the law demands, but has no supply. Die wetsgeleerdes kon vir hom niks doen nie. Die Samaritaan, wat eintlik in hulle oë gemors was, het verstaan dat die bloed en die olie genesing bring. En het gesê, ek sal alles doen, en ek sal jou alles betaal, kry hierdie een net gesond. Dis Jesus. Laat die Samaritaan jou optel, en op sy dier sit, op sy esel. Jy sien, ons kan nie oorgee nie. Ons wil die esel bestuur. Ons wil in beheer wees. Maar wanneer jy die nuwe verbond verstaan, dan verstaan jy dat Jesus jou vat en hy sit jou op sy esel. En hy vat jou na veiligheid toe. Dis nie jou manier wat jou by veiligheid gaan kry nie. Dis nie die ou verbond wat jou by veiligheid gaan kry nie. Dis nie jou goeie werke nie, dis nie jou goeie dade nie. Dis nie jou goeie gedrag nie. Dis niks wat jy kan doen wat wyn en olie by jou gaan uitkry nie. Al wat jy kan doen is rus in die nuwe verbond. Laat hierdie Samaritaan jou op sy esel sit en jou na veiligheid toe vat. Ons kan nie met ons voete in al twee kante van die verbond staan nie. Ons kies lewe of dood. Want die nuwe verbond is die begin van die lewe. Ek wil nou nie te ver ingaan nie. As julle kyk, kan julle nog 'n bietjie 'n skrifgie of twee vat. Johannes 10 praat van, most assuredly I say to you, does not enter the sheepfold by the door, but he climbs up some
other way is a thief and a robber. Hierdie is 'n beeldspraak, dis nie 'n storie van 'n regte man en 'n skaap nie. Hierdie is 'n parable, die Engels is 'n parable oor Jesus wat die koninkryk verduidelik. Hy sê, as jy nie deur die deur kom nie, as jy op een of ander manier, if there is some other way that you are trying to enter the sheepfold, you are a thief and a robber. Johannes 10 vers 10, ons ken daai skrif baie goed, en ons praat altyd van die feit dat Johannes 10 vers 10, the thief has not come to steal, to destroy and to plunder, but I have come that you may have life in abundance. In die konteks van Johannes 10, gaan hierdie skrif, en dit is so dat die vyand kom om te steel, slag en te verwoes, ek sê nie dit nie, maar in die konteks van Johannes 10, praat hy en verwys hy na die feit dat as jy probeer om by Jesus uit te kom op enige ander manier as deur die bloed, deur die deur Jesus Christus, then you are a thief and a robber. En hy sê, the thief does not come to steal, to destroy. Hy sê, die dief kom om te steel. Wat is die dief in Johannes 10? Die neiging na die wet. Om te probeer om by Jesus uit te kom deur jou werke, deur jou dade, deur jou talente, deur jou. Weet jy wat is dangerous van die wet? Okay, die eerste ding is, jy kan dit nie onderhou nie, want niemand het nog ooit nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding, wanneer jy dink jy kry dit reg, dan is jy vol hoogmoed. Ek het dit reg. Ek. Die vinnigste wat ek van die donkie afval, is wanneer ek dink, ek is goed genoeg. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou vermoëns, jou talent, dit gaan nie oor hoe mooi jy lyk nie, dit gaan nie oor hoe jy aantrek, dit gaan oor niks nie. Dit gaan net oor een ding. Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. En die dief is die feit dat jy dink jy by die skaap, by die sheepfold kan inkom op 'n ander manier as deur Jesus Christus. Daar's geen ander way nie. Net deur Jesus. The gospel is not a rule that you have to keep. It's a relationship with a living Savior. It's not a law we keep, but it's receiving the life that will keep you. It is baie profound. It's not about keeping a law, but it's about receiving the life that will keep you. You receive the life of Christ, and that will keep you. Dink ek is op die einde. Vinnige vergelyking gou hierso. Ek gaan nou nie daai skrif lees nie, maar net vir ek my notas hier 50 dae na Sinai toe Moses van daai berg afgekom het. Ons ken die storie. Daai manne begin toe juwele trade en hulle bou kalwe en hulle aanbid. En die Bybel sê 3000 van hulle daar gesterf toe die wet uitgekom het. Handelinge, toe die Heilige Gees gegee is, toe die olie toegepas is, kom 3000 mense tot bekering. Onder die wet, 3000. Dis hoekom die skrif hierso praat van, hy praat van the government of death. 'n ander vertaling praat van the ministry of death, is chiseled in stone tablets. The ministry of death is die ou verbond. The ministry of life is the new covenant. Ek sluit af. Weet jy wat, en ek sluit met hierdie stelling af. Die Bybel sê that Jesus was obedient unto death. Met ander woorde, as die Bybel sê Jesus was obedient, het Jesus die keuse gehad om nie obedient te wees nie. Is dit reg? So met ander woorde, Jesus was nie onder druk of dwang. Jesus was nie geforseer om vir ons in menslike vorm te ly en te sterf nie. Want he was obedient unto death. So nou, because Christ was obedient unto death, it means that the covenant, the new covenant, has been established between the Father and the Son. Kan dit weer sê? The new covenant
the covenant of the blood of Christ is a covenant that has been established by the obedience of Christ, and it has brought about an everlasting standing covenant between the Father and the Son because of Christ's obedience. So, hier's 'n brokkie goeie nuus. The covenant isn't with you. The covenant is with Christ, and you are included in Christ because you believe in that what Jesus Christ has done. So if Jesus breaks the covenant will be broken. But you cannot break the covenant because the covenant was not made with you. It was made with Christ and the Father, and it's an everlasting covenant, and you belong to that covenant because you believe in what Jesus has done. Dit is nogal nice. Die verbond is tussen die Vader en die Seun, en jy is 'n erfgenaam en mede-erfgenaam omdat jy in Jesus glo. Jy kan nie meer die ou verbond en die nuwe verbond meng nie. Jy kan kies. Kies Jesus. Dis al. Amen. Kom ons gebruik nagmaal. Bid vir mekaar. Sê vanmôre, Here, ondersoek jou hart. Sê Here, moenie gaan soek vir sonde nie, jy gaan dit kry. Ons almal het 'n ou ietsiekie, né? Maar gaan kyk bietjie en sê Here, is daar ou verbond goed hier binne, ou verbond denkpatroon. Jesus sê dit duidelik. Hy sê boys, julle kan nie nuwe wyn in die ou wynsakke insit nie, want die wyn gaan uitval. Die ou verbond kan nie die nuwe verbond package nie. So as daar iets is hier binne in my wat vashak in die wet, wat 'n sluier oor my oë is, wys dit nou vir my terwyl ek aan die nuwe verbond deel het, sodat ek kan vrykom om 'n nuwe verbonds koninkryks citizen te wees. Bid julle saam met mekaar. Amen.